Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Ken jy die uitdrukking wat sê, moenie die bobbejaan agter die berg gaan haal nie? Nou, ek het altyd gewonder waar daardie gesegde vandaan kom, want as ons eerlik is baie van ons eintlik professionele bobbejaansoekers. Die lewe gee vir ons 'n eenvoudige situasie en ons verander dit in 'n volledige Netflix drama met 3 seisoene, 6 verdagtes en 'n onverwagte plot twist. Jy wil dalk iemand se hand vat, maar dan begin die gedagtes by jou van, ja, maar wat gaan die mense sê? Jy wil vir iemand sê, ek waardeer jou, maar net nou dink hulle, ek het bybedoelings. Of jy sit saam met jou vriende en dink aan iemand wat jy mis, en jy wil 'n boodskap stuur, wat sê, ek hoop jy het 'n mooi dag, maar jou brein sê vir jou, wat as hulle dink ek is desperaat? Wat as hulle nie antwoord nie? Wat as hulle dink ek is vreemd? Wat as? En skielik het jy nie meer net 'n boodskap gestuur nie, jy het 'n bobbejaan agter die berg gaan haal. Die interessante ding is dat sielkundiges dit katastrofisering noem. Dis nou 'n groot woord. Wat eintlik net sê dat ons 'n katastrofe maak van alles. Ons brein probeer ons beskerm teen verwerping, teleurstelling en pyn. Maar soms beskerm dit ons so goed dat dit ons ook beskerm teen liefde, vreugde, geleentheid, spontaniteit en verbinding. Ons raak gevangenes van stories wat nooit gebeur nie. Die Tao Te Ching leer ons dat sê, as jy angstig is, leef jy in die toekoms. As jy vrede het, leef jy in die hede. Want die waarheid is, die meeste van die dinge waaroor ons bekommerd is, bestaan net in ons verbeelding. Die Bybel sê in Matteus 6 vers 34, moet julle dus nie bekommer oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge bekommer. Jesus het geweet dat mense geneig is om bobbejane te gaan soek wat nie eens daar is nie. Ons ingewikkeldheid steel dikwels die eenvoud van die oomblik. Ons sê nie ek is lief vir jou nie, want wat gaan hulle dink? Ons sê nie ek mis jou nie, want wat as hulle nie dieselfde voel nie? Ons vra nie vir hulp nie, want wat as mense dink dat ons swak is? Ons begin nie daardie besigheid nie, want wat daarvan as ons gaan misluk? En stadig maar seker bou ons 'n lewe wat bestuur word deur moontlikhede wat nooit gebeur het nie. Ek wonder hoeveel vriendskappe nooit begin het nie, omdat iemand die bobbejaan agter die berg gaan haal het. Hoeveel liefdesverhale is nooit geskryf nie. Hoeveel drome nooit geleef nie. Nie omdat mense nie kon nie, maar omdat hulle te lank gewag het vir absolute sekerheid. Moderne spiritualiteit praat van vloei, die moed om die lewe te vertrou. Nie omdat jy weet hoe alles gaan uitdraai nie, maar omdat jy teenwoordig genoeg is om die volgende klein stappie te vat. En dalk is dit die uitdaging vir vandag. Hou op om die bobbejane agter die berg te gaan haal. As jy iemand waardeer, sê dit. As jy iemand mis, stuur 'n boodskap. As jy iemand se hand wil vat, vat hulle hand. As jy hulp nodig het, vra daarvoor. As jy 'n droom het, deel dit. Want die mense gaan altyd iets te sê. As jy stil bly, gaan hulle iets sê. As jy praat, gaan hulle iets sê. As jy waag, gaan hulle iets sê. As jy niks doen nie, gaan hulle ook iets sê. Jy kan nie jou lewe bou op vrees vir ander se gedagtes nie. Die meeste mense is in elk geval te besig met hulle eie bobbejane agter hulle eie berge te gaan uithaal. So vandag wil ek jou aanmoedig, leef eenvoudiger, leef spontaan, sê wat jy bedoel, voel wat jy voel, doen wat liefde vra, wees eerlik en wees dapper. Want die lewe is te kort om heeltyd te wag vir die perfekte oomblikke of perfekte sekerheid. En dalk is die mooiste ding in die lewe aan die ander kant van een eenvoudige besluit om op te hou om die bobbejaan agter die berg te gaan haal. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap, mooi loop.